Dominee, as ons vandag 'n bietjie gesels oor die Onse Vader, die modelgebed wat Jesus geleer het vir die disippels, en een spesifieke deel daarvan waar hy sê, laat u koninkryk kom, soos in die hemel, net so ook op die aarde. Wat beteken dit? En wat beteken dit vir ons vandag, as ons dit bid, want ons weet dis die hemelse koninkryk, soos in die hemel, laat hy kom, net so ook op die aarde. Wat beteken dit vir ons as gelowiges in ons dag tot dag wandel? Ja, dis eintlik 'n baie interessante bede in die Onse Vader, want die koninkryk van God breek deur tot die aarde grootliks deur die koms van die Here Jesus Christus. Hy is die koning van die koninkryk. So dis die hemelse majesteit, die hemelse heerlikheid, die hemelse regeringsmag wat vlees word, en dan sien ons dit ook wanneer, en Christus ontken dit nie, dat hy koning is nie. Hy bely dit ook, verklaar dit ook voor Pontius Pilatus, as Pilatus vir hom vra, is u die koning van die Jode? Sy antwoord daarop is om te sê, my koninkryk is nie van hierdie wêreld nie. En wat ons daarin moet raak sien is, dat natuurlik is Christus koning in hemel en op aarde, maar wat hy daarmee sê is, my koninkryk is nie dit wat my disippels dink dit is nie. Want die disippels verwag 'n politieke koning. Hulle verwag 'n Joodse koning wat die Joodse koninkryk gaan oprig, die troon van Dawid weer gaan inneem, die juk van die Romeine gaan afgooi. En dit is sy koninkryk nie. Die koninkryk van God is 'n geestelike koninkryk. Maar dan moet ons ook besef, as die Here na die hemel opvaar, natuurlik dan sit hy aan die regterhand van God in die magsposisie, regeringsposisie. Maar daardie koninkryk word dan afgebid in die Onse Vader deur te sê, laat u koninkryk kom, en dan is dit vreemd vir hierdie rede dat dit het klaar gekom, maar dit moet ook nog kom. So dis eintlik 'n vreemde bede, en die bedoeling daarvan is eintlik meer dat die koninkryk van Christus erken moet word en uitgeleef moet word in onderdanigheid en in gehoorsaamheid deur die burgers van sy koninkryk. Die koninkryk van God is 'n realiteit. God is nog altyd koning, God regeer nog altyd oor die heelal en oor die skepping en oor alles daarin, geestelik en fisies. Maar daar is nie erkenning daarvoor by baie mense, by die meeste mense op die aarde is daar nie erkenning vir die koninkryk en die regering van God nie. So die bede in die Onse Vader gaan eintlik daaroor dat die koninkryk van God al hoe meer erken sal word en al hoe meer met onderdanigheid aanvaar en gehoorsaam sal word. En dit is met ander woorde 'n bede dat die kerk sal uitbrei. Want die koninkryk van God word gebou deur die kerk. Christus is die hoof, maar die kerk is die liggaam, is die lede van die liggaam. En die kerk bou dan die koninkryk van God. En as 'n mens dan moet sê, hoe bou ons die koninkryk van God? Deur in onderdanigheid in sy koningsgesag te leef. En dit beteken dat ek van my eie troontjie moet afklim. Dit beteken ek is nie koning in my lewe nie. En ek kan nie optree asof 'n koning in my eie lewe is nie. En as ek dit doen, in my huisgesinne doen, en jy in jou huisgesinne doen, en ons families dit doen, en ons gemeenskappe dit doen, dan begin die koninkryk van God, die geestelike koninkryk, fisies manifesteer. Nie polities nie, is nie God se koninkryk is nie soos wat dit in die Ou Testament was, gesetel in een volk nie, want alle volke, stamme, tale en nasies word deel, uit elke volk word burgers deel van sy koninkryk met hierdie dubbele burgerskap, dat jy is nog steeds 'n Suid-Afrikaner of 'n Brit of 'n Australiër of wat ook al jy mag wees, maar as gelowige is jy dan ook 'n burger van die koninkryk van God, en daardie koninkryk manifesteer nie op een plek binne een stel grense op 'n bepaalde tyd nie. Dit manifesteer wêreldwyd, daar waar gelowiges leef in gehoorsaamheid aan die koningskap van God, van hulle eie troontjies afklim en sy regeringsmag en gesag erken. Maar om daarbey aan te sluit, sou dit reg wees, wil ek die vraag vra, sou dit reg wees om te sê, maar soos wat die hemelse koninkryk of die koninkryk van Christus of van God op die aarde begin manifesteer, gaan jy sekere eienskappe sien. So jy gaan sien, jy gaan nie twee koninkryke hê, van hier's 'n aardse koninkryk en hier's 'n hemelse koninkryk, en hulle is in spanning met mekaar. Ek meen, die sonde is altyd in spanning met die goeie, maar die feit dat
die aarde gaan daardeur verander word. Soos wat die koninkryk van Christus deur suurdeeg, gaan dit werklik ook 'n wesenlike impak op politieke bestelle hê. Hy moet ook. Ja, en ek dink dit het ons in die geskiedenis al gesien, in byvoorbeeld in 'n stad soos Genève, wat die koninkryk van God so deursuur het deur die gemeenskap onder die leiding natuurlik van Calvin en Boetser, dat dit 'n Christelike stad geword het met 'n Christelike owerheid, en dit het letterlik gemanifesteer, ook polities begin manifesteer, daar waar die koninkryk van God gebou is en uitgebou is en uitgebeeld is en gehoorsaam is, sy gesag gehoorsaam is, daar het jy dit gemanifesteer gesien. En so, waar gelowiges dit doen, waar gelowiges die kultuur deursuur van hulle gemeenskappe, kan dit 'n realiteit word, kan op verskillende plekke 'n realiteit word. Daar gaan natuurlik altyd heidense owerhede ook wees, daar gaan altyd lande en volke en stede en state wees, wat nie die knie voor die Here wil buig nie. Hulle sal uiteindelik, en as dit nie in hierdie lewe is nie, in hiernamaals sal almal die knie voor hom buig. Maar die gaan beslis kan sien, ons beslis moontlik, en ons het dit al gesien, ons sien dit ook nou op verskillende plekke, dat daar Christelike owerhede begin ontstaan, wat ook polities manifesteer.